Goeiedag, dit is 23 Mei 2026, die dag voor Pinksterfees. Die afgelope week het ons so 'n bietjie deur die eerste boeke van Handelinge gereis, om weer te sien hoe groot die Pinkstergebeure gespeel het by die geboorte van die kerk. Daarom sal ons nie verkeerd wees om te sê, dat môre met ons Pinksterfees, ons eintlik die verjaardag van die kerk vier. En soos 'n verjaardagviering altyd met baie vreugde en dankbaarheid gepaard gaan, so natuurlik ook by die verjaardagviering van die kerk. Ons, die kerk, is dankbaar vir hierdie groot geskenk, die Heilige Gees, wat die Vader vir ons gegee het. En hoekom vier ons dit? Kom ons kyk vandag hoe Paulus opgewonde en dankbaar beskryf wat die rede vir ons vreugde met Pinksterfees is. Efesiërs 1 vers 13 tot 14. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. En dan, in Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die eiendom of die Heilige Gees is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan God behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Daarom moet julle partytjie hou, feesvier. Daar's 3 geskenke ter sprake by hierdie feesvieringe. Daar kan ons ook van 3 verjaarsdaggeskenke wat die kerk met die koms van die Heilige Gees ontvang het, en dan daarom feesvier. Ons noem dit net kortliks soos ons dit sien in hierdie verse. Eerstens, God se belofte. Sy belofte dat hy die Heilige Gees sal stuur en sal uitstort, het in vervulling gekom. Dit het ons gesien in die kragtige uitstorting van die Gees op Pinksterdag, waarvan ons lees in Handelinge 2. God se belofte van 'n trooster, die een wat Christus se kerk op aarde op koers kom plaas. Hierdie belofte kom in vervulling. Inderdaad, 'n goeie rede om fees te vier. Tweedens, die Heilige Gees wat uitgestort is, beseël ons as die eiendom van God. Wow, 'n seël is 'n merk van eienaarskap. Die Gees merk ons, bevestig dat ons aan God behoort. Diere en slawe is destyds ook gemerk om te toon dat hulle aan iemand behoort. Dit is wat die Heilige Gees met ons en in ons doen. Hy bevestig daagliks dat ons Godsin is, sy eiendom wat duur gekoop is met die bloed van sy seun. En derdens, die Heilige Gees is ook die waarborg, as ware die eerste paaiement van 'n volledige latere uitbetaling, ons volkome verlossing en ewige toekoms by God. 3 geskenke wat ons ontvang deur die werking van die Gees. 'n vervulde belofte, 'n seelring wat bevestig aan wie ons behoort, en 'n waarborg, 'n deposito of paaiement van ons toekomstige erfdeel. Kom ons vier dit môre met ons Pinksterfees. Ons Vader, dankie dat ons die koms van u Gees kan vier, oor u belofte wat in vervulling gekom het, en dat u Gees ons as u eiendom beseël. Amen.